Ek lees saam met u, as almal daar is, 2 Samuel 24 vanaf vers 2. En die koning sê toe vir Joab, bevelvoerder van die leer, gaan deur die hele land, van Dan, in die noorde tot Beersheba, in die suide en tel die volk. Ek wil weet hoeveel mense daar is. Net tot sover. U moet saam met my bly, ons gaan nog so 2 of 3 skrifte lees, dalk vry ek u om daar te gaan. Maar u bly vir nou by 2 Samuel 24. Ek gaan om tyd te bespaar, gaan ek u lees nie en ek gaan kortliks vir u opsom. Wat hier gebeur. Nou koning Dawid gee 'n opdrag aan sy manne. Hy sê, luister, ek wil julle met die volk gaan tel vir my. Want ons moet oorlog toe gaan. En ek wil weet hoeveel mannekrag het ek om hierdie oorlog te wen. Maar die Here is diep upset met Dawid, want hy gaan dan nou verby die Here. Hy raadpleeg dan nou nie vir God wat om te doen om hierdie oorlog te wen nie. En koning Dawid besluit, nee, ek gaan my eie ding doen. Ek gaan so lang kyk hoeveel mannekrag het ek om die oorlog te wen. En die Here is upset met Dawid. Baie ontsteld. Soveel so. Kom ons gaan na vers 10. Nadat Dawid die sensusopname laat maak het sy gewete hom begin pla. Hy bely toe teenoor die Here. Ek het so aangesondig met wat ek gedoen het. Vergewe my tog my oortredinge, Here. Want ek het 'n baie dwaase ding gedoen. Die volgende oggend vers 11. Nadat Dawid opgestaan het, die profeet Gad na die siener van Dawid na hom toe gekom. Die woord van die Here het na hom gekom en dit gesê, gaan sê vir Dawid, sê die Here, ek gee jou 3 keuses. Kies een van die volgende strawwe vir jou besluit wat jy geleef het. So die Here gee vir Dawid 3 opsies wat hy kan kies. Maar daar sal 'n straf wees. Van die feit dat jy my gebypass het. Kies een van die volgende straffe, vers 13 sê. Die engel het toe na Dawid toe gegaan en gevra, wat sal jy verkies? 3 jaar hongersnood in jou land? 3 maande vlug van jou vyande uit terwyl hulle jou agtervolg, of 3 dae pes in jou land? Die engel sê vir Dawid, laat weet my wat het jy besluit, sal weer terugkom na jou. En hierso sien ons dat die Here, as dan nou so opset, as dan nou so groot ding, hoekom nou die volk straf op die manier? So dit is belangrik vir die Here dat ons moet raadpleeg voor ons enig iets doen. Come on. Dit is uiters belangrik vir die Here dat ons hom nie bypass as ons 'n besluit moet neem nie. Come on. Kom ons gaan na vers 16. Die engel was op die punt om Jerusalem te verwoes. Maar die Here het besluit om nie verder te gaan nie. Hy sê vir die engel wat die verwoesting gebring het, hou op. Maar dit is nadat al reeds 70.000 mense hulle lewe verloor het. Want die Here het
die gebied waar hy homself bevind is waar ek vanoggend wil stilstaan. Op hierdie oomblik was die engel van die Here by die dorsvloer van Arona. Tot sover. As ek my woord kan titel vanoggend, dankie Olen, sal dit wees the threshing floor. Die dorsvloer. En dit is waar die engel homself bevind het. Hy was op die dorsvloer. Toe die Here vir hom sê, stop nou. Dis nou genoeg. The feet of Jesus. At the feet of Jesus. By die voete van die Here. As u niks onthou van hierdie woord nie. You remember that I need to run to the feet of Jesus. Ek moet hardloop na die voete van die Here toe. Halleluja. Jesus. Diezelfde dorsvloer het 'n vloek gestop. It had the ability to break a curse. Jesus, yes. Maar daar's 'n voorwaarde. Die Here sê vir Dawid, jy moet 'n altaar bou. Halleluja. Go and build an altar. Kry vir jou 'n gaatjie in jou huis, by die bed, enige plek, en hou vir jou 'n altaar vir die Here. Yes. Get the spice. Waar het jy lunchtime? As jy al een lunchtime op dieselfde plek, elke dag al een, wat jy dieselfde gebed vir 2 maande, dis 'n altaar. Kry vir jou, maar ek het die spys in my huisie. Waar moet ek 'n stukkie afbaken? Langs jou bed. Voor jy op die bed klim. Kry 'n gaatjie in die huis, wat jy kan afbaken van die Here. It has the ability to break a curse. But it's gonna cost you. David sê vir Arona, die David om na hom toe kom en sê, luister, ek wil hierdie dorsvloer vir die Here koop, want ek wil 'n altaar vir hom bou. En Arona sê vir David, nee, vat dit. Koning David, hierso. David sê vir hom, nee. Ek durf nie die Here 'n offer bring wat my niks kos. David sê nee, ek sal jou hierdie volle kosprys van die dorsvloer sal ek jou aanbied. Want ek sal dit nie waag om vir die Here 'n offer te bring wat my niks gaan kos nie. Halleluja. It will cost you to break a curse. It will cost you. It will cost you to break free out of your financial circumstances. It will cost you. That's what it costs. Maar dit kost dit. Kom leef voor die Here. Take time, make time. Kom take time om te bid vir die Here. And this morning God is calling a few people to the threshing floor. Na die dorsvloer toe. Die Here roep 'n paar mense. Ek kan dinge vir jou verander. Dinge kan verander. Maar ek roep jou na die dorsvloer. What are you willing to
ek kan klaar. I need to share this testimony. Ek het vanoggend my pa se toestemming gevra, because hy gaan ontbloot word in hierdie getuienis. About a year and a half ago, het ek 'n borsvloer ondervind, maar ek weet nie dat het is 'n borsvloer ondervinding wat ek gehad het. Myself, ek mag onder aanleiding van die Heilige Gees Suster Myntjie se naam ook noem. Ek en sy verjaar op een dag. Ons het die weird bond tussen ons twee, die weird spiritual bond, en ons albei is weird. Dat is hoekom ons op een dag verjaar. En ons twee gaan op die stadium deur iets. En die Here roep ons gelyktydig aan 'n 21 dae vas. Dit is meer as 'n jaar en 'n half terug. Na die 18de dag gee die Here my 'n opdrag. Now on the threshing floor, God will reveal stuff to you. God sal vir jou instruksies gee op die torsvloer. Na my 18de dag, my enigste myntjies, daar was 'n derde persoon, ek kan nie onthou wie dit is nie. Sê die Here vir my, Jesus, dis vir iemand vanoggend. I know this testimony. Nee, kom terug na die borsvloer toe. Dis nie wat ek jou soek. Jy sal moet op jou plek kom om voor die Here te begin te lê. I want you back, my daughter. I'm looking for that. I'm longing for that. Jy is op die plek wat jy nou is. Because you have left the threshing floor. Halleluja. Gaan vandag saam met my na Ruth 3. Quickly. I'm not going to be long, I'm rushing. Ruth 3. Jesus. Vers 3. Naomi en Ruth kom aan in die land. Dat gaan nie goed saam met hulle nie. Hulle die manne in hulle lewe verloor. They are not in a good place. Ek wil hê jy moet oplet. Naomi gee vir Ruth instruksies wat sy moet doen. Want Naomi wil graag uitgesort word. Sy moet uitgesort wees. Want kyk hier, Naomi is al oud al. En Ruth het besluit om agter haar skoonma aan te gaan. She left everything. And she went with her mother-in-law. Nou het Naomi die verantwoordelikheid op haar skouers om vir Ruth uit te sorg. Kyk, haar man het mos afgesterf. Ruth was getrouwd met Naomi se seun. En Naomi se man het afgesterf. En haar 2 seuns het afgesterf. En daar's nie kinders nie. En Ruth was, why not? Kom ek gaan saam met Naomi. Naomi, gee vir Ruth hierdie 3 instruksies. Sy sê, gaan bad vir jou. Sit reukwater aan wat perfume was, neem ek aan. En trek vir jou mooi aan. Ga na die borsvloer toe. Waar toe? Waar toe moet Ruth gaan? Na die borsvloer. Ek kry skielik goed vir 'n threshing floor. Skielik kry ek groot respek vir 'n borsvloer. Naomi sê vir Ruth, ga na die borsvloer toe.
vat 'n posisie in ter opdrag van Naomi by die voete van Boas. Vanoggend verteenwoordig Boas die Here en Ruth verteenwoordig vir ons. She goes to the feet. Oh, Makaya Nalabasha, Manalaboshi Kaya, the feet of Jesus. At the feet of Jesus. By die voete van die Here. As u net so onthou van hierdie woord nie. You remember that I need to run to the feet of Jesus. Ek moet hardloop na die voete van die Here toe. Hallelujah. Jesus. Dieselfde dorsvloer het 'n vloek gestop. It had the ability to break a curse. Jesus, yes. Maar daar's 'n voorwaarde. Die Here sê vir Dawid, jy moet 'n altaar bou. Hallelujah. Go and build an altar. Jesus. Kry vir jou 'n gaatjie in jou huis, by die werk, enige plek, en hou vir jou 'n altaar vir die Here. Yes. Get a space. Waar jy aanstaan. As jy op een landschap, op eenzelfde plek, elke dag op een, wat jy diezelfde gebed vir 2 maanden, dis 'n altaar. Vergewe toch. Vergewe die pijn. Vergewe die dinge wat jy aangevoel het. Vergewe die dinge wat jy vir ons op Facebook gesien het. En jy sien hoe gelukkig post die sisters. En jy sien by nie. Vergewe. Namens my. Namens ons Papa. Vra ek vir jou om vergifnis. Please forgive us. Ja, ons kon ook uitgereken na jou toe. Ons weet al waar bly jy. My suster, ek is jammer vir jou kinders wat nie saam met die niggies en die neefies kon groot word nie. Die Here sê jy moet aan maat vat. Gaan roep om haar voete af te droog. Jesus. The most holy atmosphere. Jesus. Die Here sê ek wil hê jy moet die getuienis vanoggend af. Want iemand moet dit hoor. Ek is besig om klaar te maak. Terwyl ek haar voete afdroog. En haar ma sien en hoor alles wat gebeur. 'n Vrou wat ook by die Here is. En haar ma verklaar hierdie woord. Here, vergewe my. Waar ek my kind weggehou het van haar familie. Here, my bydra wat toegelaat het dat die kind die verhouding het saam met haar susters en haar pa nie. Here, vergewe my. I'm telling you today, 'n maand na die tyd sterwe haar ma. Wow. Wow. Ek was geruk, because die Here het nou net vir my die opdrag gegee. En ek het die Here
van die youth. Shoot! Haar man maakt haar vrij. Een man na dit sterft, mama. Ik weet niet over 3 maanden of 5 maanden als hij toen sterft zij. Ja. 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 Ik kon het niet geloven. I was blown away by God. Die game werd goed verloren. Hierdie zaterdag aand sê Douglas vir my luister. Kom ons nou op pad. Kom ons ek en jy met trots ons gaan maak het driving is. Ek kry kom daar en die pressure is by haar wat ek gekogeer het vir haar die dag. Sy het van haar gaan vertel. Iets wonderlik het gebeur met my. My suster het gekom. Sy het gesê, sy sit my terug aan my regmatig, soos 'n kind iets aangegaan. Sy gaan verkondig vir haar familie, dat wat ek glo verlang het gebeur. The threshing floor has the ability to break a curse. Amen. Dat kan gaan so ver as wat voor jy gebore was. Yes, yes. Daai dag vra sy vir my, Simon, die Saterdag aan, die Sondagoggend, toe sterf sy. Die Saterdag aan, as ek by haar. My pa kon het nie maak om nog vir haar lewendig te kry nie. We were broken. Our family was broken. Sy sê die woorde. Sê vir my die ek is lief vir hom. Kyk vir my mooi na Natalie. Kyk vir my mooi na Natalie. I didn't know dat hy is haar laaste woord. Om ons 'n jaar na Afrika. Nou is my pa besig om te rou oor die dood. Maar die Here sê vir my, jy het al klaar die oorwinning gevat. 'n jaar en 'n half terug. Halleluja! Vir jou pa se oorwinning nou. God sê, ek is my Here op ons vloer. En die Here sê, hy sê, kan jy wees. Because I tref hom 'n jaar en 'n half na die tyd wat hy was on the threshing floor. The threshing floor. Wat moet gebreek word oor jou kinders nog? Waar moet jy regmaak? Where must you allow God? In what area do you need to allow God this morning? God is calling you to the threshing floor this morning. Die Here roep u na die dorsvloer toe vanoggend. Gestaan het toe God vir hom sê, dis nou genoeg. Hou nou op met hierdie vloek. Kan ons vir 'n oomblik stil staan by the threshing floor? Die dorsvloer. Wat is 'n threshing floor? Wat is 'n dorsvloer? The threshing floor is a place of separation and revelation. A place where the harvest was prepared by separating the grain from the useless straw for the purpose of exposing and collecting the most valuable part of the crop. Die dorsvloer is 'n plek waar die Here die kaf van die koring skei. Waar die waarheid van leuns geskei word. Ja.
threshing floor. Ek het nog nie onder 'n preek gesit waar iemand preek oor 'n dorsvloer. En ek myself weet wat is 'n dorsvloer. Toe die Here vir my hierdie woord gee, so ek moes gaan na die Here toe. Hy moes vir my oopmaak. What is a threshing floor? Wat is 'n dorsvloer? Wat doen 'n dorsvloer? En terwyl ek myself op die threshing floor bevind, toe ek die woord moet bedien, but I didn't know that. Ek is nie bewus dat ek op die dorsvloer is nie. Ek is nie bewus dat die Here roep my een kant toe. Because I need to do something in your life, Simone. Maar weet jy wat? Daar's goedjies aan jou lewe wat nie lekker sit aan my nie. Daar's houdeltjies aan jou, Simone, wat nie so lekker werk nie. Wat aan die pad staan dat ek moet doen wat ek moet doen. So kom jy eers na die dorsvloer toe, dat ek kan doen met jou hierso. Ek moet vir jou uitsorg op die dorsvloer. When you're on the threshing floor, it's only you and God. You cannot bring your husband with you to
Come on. Want moet ek nou opstaan? En die baan gekooi het, of wat jou titel was, terwyl sy Jezus se koning. Die Here sê, hou op Simon, ek hou nie daarvan nie. Ay, Here. Here, As ja. het 11 uur in die nag, staan op en maak sisters. Erken my as die oudste. Want verwys na my as die oudste. En ek gedra my ook soos die oudste. Ek sta my plek vol as die oudste. Amen. Maar die Here doen het dan. Terwyl my sister Lisa, wat ouder as ek is, I think about 5 years, as sy ouder as ek, terwyl sy vervreemd is van ons, for most of her teenage life, woon sy by Amma, en sy die jonger sister. Terwyl die Here het so herstel, dat God die verhouding tussen ons herstel, en sy ryk uit van self na haar sisters, na haar pa. And in that time, trou ek in Mei, en sy trou in Oktober. En het gaan goed, ons draai saam. En ons check die Here herstel die verhouding man. Opnieuw. En iets gebeur. Sy word gediagnoseer met kanker. Dat nadat ons nog eers 'n jaar weer by mekaar gekom het nie. As sisters. En die kanker maak dat sy nog nader na haar sisters toe, na haar pa toe. Ek kan onthou op 'n stadium, het ek meer met haar gechat as wat ek met Natalie chat. Every day, wat op vir mekaar. Deur die chemo, as jy met haar hospitaal toe, ja ek is. Die Here doen 'n mooi werk. En God gee my hierdie opdrag. Aan my 21 dae van vas. On the threshing floor. Op die borsvloer, weet ek vandag, dit was die borsvloer. Sê die Here, luister hierso. Ek wil hê jy moet jou suster terugsit aan haar ereplek as die oudste. Come on. You need to do this. En daar's 'n urgency op hierdie opdrag. Want kyk, ek word mos nou erken as die oudste. Deur die wat na my kom, nie sy nie. Sy word nie geken as die oudste nie. Want onthou, sy het by Amma groot geword en ons was vervreemd vir 'n paar jaar. En die Here gee hierdie opdrag en 'n visie vir my. En hy sê, luister. En hierdie visie is vir al my sisters by. En terwyl ek vir haar sê dat ek sit aan terug aan haar regmatige geboorteplek as die oudste, want kyk, die bloedlyn is mos van die pa af. The bloodline comes from the father. En sy is die oudste van my pa se kant af. Al is ek die oudste van my ma. Die bloedlyn, as sy is die oudste. So gemaak, gelê voor die Here. En ek die tyd, speel die lekker saam, die 3 weke gaan verby. Ons kom nie by mekaar uit nie. Dan is my sisters besig. Dan is sy besig. Dan is ek besig. En hierdie dinsdagmôre, 6 uur, stuur ek haar boodskap. Ek sê ek oefen vandag na jou toe. Want hierdie opdrag moet uitgevoer word. Dit lê swaar op my skouers.
Sy sê, weet jy Simon, ek is in die afstand. Ek kom kry my maas uit hulle. Ek sal vir jou kom opjaag en ons is weg. Die Here sê, ek wil jy moet haar voete was. Ek wil jy moet 'n pressure vat. Voor jy haar voete was, wil ek hier, jy moet die pressure om haar sit. Because something is going to break when you put the pressure on your sister. Every curse van haar af, reg hier, tot by die jongste, sal gebreek word. En as die waar is, dis die heiligste oomblik. Aan my lewe tot dusver. I never experienced God like that day. Dat ek my gevoel, die Here sit langs aan my. Net hier by ons. En ek sê vir haar, my suster, die Here sê, ek moet vir jou terugsit aan jou regmatige plek as die oudste. Ag, vergewe tog. Vergewe die pyn. Vergewe die tye wat jy aangevoel het. Vergewe die tye wat jy vir ons op Facebook gesien het. En jy sien hoe gelukkig post die sisters. En jy sien by Light of the world, you stepped down.